Psalm 127 sê vir ons, dat sonder die Here is ons lewens sinloos en vrugteloos. Hierdie Psalm praat oor 3 van die basiese dinge waarmee ons in ons lewe besig is. Dit is waar vir mense in alle tye en in alle kulture. En jy sal sien, daardie 3 dinge is om 'n huis te bou, 'n stad te beskerm en om 'n gesin groot te maak. Daarom wil ek vir die volgende paar geleenthede hier 'n paar gedagtes met jou wissel uit Psalm 127. Dit was Dawid se begeerte om 'n huis vir die Here te bou. Maar die Here het vir hom gesê, nie jy gaan vir my huis bou nie, ek gaan vir jou 'n huis bou. 'n Gesin wat vir ewig op die troon sal regeer. Jy kan nie dink dat dit kan waar wees nie, en tog was Jesus die spruit van Dawid. Dis presies wat gebeur het. Hierdie Psalm sê vir ons, as die Here die huis nie bou nie, is dit te vergeefs. Dan werk die bouers te vergeefs. As die Here nie oor die stad waak nie, staan die wat wag staan te vergeefs. Nou dis interessant, die woord te vergeefs wat hier gebruik word, is 'n ander woord vir te vergeefs wat jy in die boek Prediker kry. Salomo sê alles is te vergeefs. Wat hy daarmee bedoel, is dat die beste dinge wat die lewe jou kan gee, as jy dit sonder die Here aanpak, dan is dit leeg. In Psalm 127 word die woord te vergeefs uit 'n ander hoek gebruik. Dit wil sê, jy kan met die dinge van die Here besig wees, die dinge van die lewe. Uiteindelik kyk jy een oggend in die spieël en dan vra jy vir jouself, wat was die punt van dit alles? Hierdie Psalm sê, wanneer ons bou en wanneer ons sekuriteit soek, dit of die Here se werk is, of uiteindelik is dit nutteloos. Ons kan nie soos mure werk, ons self probeer beskerm, sekuriteit probeer daar stel. En as daai dinge uiteindelik nie met die seën van die Here is nie, gaan jy in die spieël kyk en sê, dit het nie gewerk nie. Dit was net eenvoudige gejaag na wind. Jy weet, dit is maklik om te sê, dat die Here die huis moet bou. Dit lyk so eenvoudig, maar die werklikheid is dat dit makliker gesê is as gedaan, want ons het 'n begeerte na beheer, want dit gee vir ons 'n vals gevoel van sekuriteit. Ons lees in 1 Samuel 13, van Saul, wat 'n offer gebring het. Hy het gewag vir Samuel om te kom, en hy het ongeduldig geraak, toe hy dit self gaan doen. Uiteindelik het daardie begeerte tot beheer hom gebring na ongehoorsaamheid, en hy het God se guns verloor. Vanmôre sê ons vir mekaar, vrees en ongeduld kan ons dryf om op eie krag staat te maak, eerder as om die Here toe te laat, dat hy op sy manier die huis bou. Hy bou wanneer ons hom volg, hom vertrou, toelaat dat hy oorneem. Kom ons bid saam. Here, ons wil voor U buig, en vir U sê, U is die Here. Ons buig voor U, laat U wil geskied. Amen.